ken die planne wat ek vir jou het, sê die Heer. Dit is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om aan jou 'n toekoms van hoop te gee. Nog voordat ek jou gevorm het ek jou geken. Nog voordat jy gebore is, het ek jou geheilig. Jy moet nie bang wees nie, want ek is by jou om jou te beskerm. Kom, verseker jou weer kom. En vanmôre weet ek dat die Here gaan met 'n paar mense praat. En inteendeel, baie keer dan lyk dit so donker en dit lyk so asof niks wil regloop vir ons nie. En baie keer dan hoor ons sê dit kom in dries. Dit word net erger en erger en erger. Ek het in hierdie week het ek gehoor iemand praat en sê 3 dinge het nou al gebeur wat gebreek het. En so kom dit en dit breek. Maar dit maak nie saak nie. God is nog getrou. Amen. Vat die hande daar waar jy is met mekaar, ons gaan bid. Vader, baie dankie dat ons vanmôre in u teenwoordigheid kan wees. Vra baie mooi, Here, dat u met elke persoon in hierdie plek sal praat. Dat hulle sal weet dat u is en dat u 'n God is wat 'n beloner is van dit wat u beloof. En ek eer u daarvoor. Nie een uitgelos nie, Here. Elke een wat dit hoor vanmôre sal weet sy belofte is op pad. In Jesus naam. Amen. Ek vra dat jy saam met my sal lees 2 gedeeltes. Die eerste, Jesaja 54 en dan Jeremia 29. Maar ons begin by Jesaja 54 en ons gaan so van die 4de vers af lees. Is jy almal reg, jy het dit daar? Isaiah 54 vers 4. Wees nie bevrees nie, want jy sal nie skaam, ekskuus tog, hierdie esse nou vanmôre. Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie. En vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie. Maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan jou smaak van jou weduweeskap nie meer dink nie. Want jou maker is jou man. Here van die leerskare is in sy naam. En die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Net noem hierdie is 'n tipe, want ons weet dat God, luister mooi, God se vrou is Israel. Dit weet ons. En dan word hy verkose volk. Ons kan dit nooit wegredeneer nie. Maar Jesus se komende vrou, wie is dit? Dis sy bruid. Halleluja. En dit is 'n baie, nou wanneer hy praat hier van die vrou, wil ek hê jy moet 'n tipe sien van u wat hier sit. Amen. Want soos 'n verlate vrou en 'n bedroefde van gees, het die Here jou geroep. En soos 'n vrou uit jou jeugtyd, as jy versmaad was, sê jy God. Vir 'n klein oomblik, het hy ook nie bewaarsku, dat nie baie lank nie, dan kom hy weer. Vir 'n klein oomblik het ek jou verlaat, maar met groot ontferming het ek jou vergader. En 'n uitstorting van toorn ek vir 'n oomblik my aangesig van jou verberg. Wat 'n ewige goedertienend ontferm ek my oor jou.
sê die Here jou verlosser. Amen. En dan 29, net gou daar oopmaak by Jeremia, baie bekend, soms as jy die Bybel het nie voor staan hy. Want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ons sit mense hier en ek wil mooi met u praat, wat dink ons is eenkant gestoot. Maar die Here sê, vir 'n klein rukkie het ek jou verlaat, maar ek ontferm my oor julle en ek vergader julle by mekaar. We're not on the losing end. Iemand het een keer gesê, ek het die einde van die boek gelees en ek is aan die wenkant. Aan wie se kant is jy? Wie is aan die wenkant vanmôre? Amen. Kom ons gee 'n bietjie hande klap. Amen. En ek wil nie soos baie predikers hulle taktiek gebruik of wat ek nie, maar ek hoop ek is vanmôre in 'n Pinksterdiens. Amen. Baie dankie. Kom ons gee hande klap. En in 'n Pinksterdiens sê ons amen. Ons sê halleluja. En ons sê ons gaan koffie drink na die tyd. Prys die Here. Daar's soveel wat gebeur. God is goed. God is a good God. En ons is sy volk. Halleluja. Ek weet wat 'n hoopvolle om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoor wat sê die verklarende Bybel. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, luister nou mooi, 'n verwagting. Expectancy. Weet jy wat is expectancy as jy verwag? Die broer sal nou nie mooi kan verstaan nie. Maar as jy verwag, is dit nie dadelik daar nie. Jy wag. En dan is 'n periode. En wanneer daai dag aangebreek het, gaan jy deur pyn. Maar dan is daar 'n verwagting wat vervul is. Miskien voel jy vanmôre, joh, dit gaan moeilik, die pastoor weet nie van my situasie. Hy weet nie van dit en dit en dit en dit en dit en dit nie. Luister mooi, ek weet miskien nie, maar God weet van elke situasie. Daar's nie een woord wat jy in jou huis gespreek het, of gedink het, wat God nie van weet nie. He knows about you. Amen. The NIV sê, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to have you plans to give you no hope for the future. A hope for the future. Liewe broer en suster, ons lewe in 'n baie moeilike tye. Verseker, dis ook skrif. Ons lewe in moeilike tye. En ons is vasgevang in 'n tydperk van negativiteit en 'n tydperk van alles wat so donker oor ons soos 'n wolk oor ons sak. En dit wil voorkom asof daar geen hoop is nie. Want die tyd verklaar dat daar nie hoop is nie. Menslik gesproke vir die mensdom is daar geen hoop nie. Ek gaan nader terugkom. En dit maak die hele samelewing en die atmosfeer
moeilik. En weet jy wat, daar dieselfde atmosfeer wat die wêreld getref het, tref die kerk. As er ooit 'n tyd was, jy weet die jare terug, was daar gevegte teen genootskappe. Hierdie een glo dit en een daai glo dit en daai een glo dit, en dis 'n ewige geveg. As jy by die werk kom, dan word daar gepraat oor jou kerk en my kerk en jou valsheid en dit. So baie keer word daar gepraat. Maar daai goed het lankal verdwyn. Want kerke besef een ding. Ons is getref deur dieselfde samelewing en atmosfeer van negativiteit. En ons wat in die pastoorswêreld lewe en ander kerke moet gaan sien en vergaderings bywoon, kom dieselfde storie telkens op. Wat gaan ons doen in hierdie moeilike omstandighede? Jare terug het mense nog gehoop dat die kerk sal my kan help. En daar is iets wat ons moet besef vanmôre, dat dit wat gebeur het in die verlede sal nooit weer gebeur nie. Maar God sal nie die kerk teleurstel nie. Maak nie saak wat mense dink nie, God is daar en ons geloof bestaan uit dit wat ons glo en in wie ons dit glo. Hebreërs 11 vers 6, en van die pragtige skriffies. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, maar hy wat glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van wat hy beloof het. That's our God. Hy gaan jou nie teleurstel nie. Praat met mense, dan kry jy dieselfde gevoel. Waar is God? Waarom het God dit toegelaat? Ek wil net stilstaan vir een oomblik en sê, daar's niks in hierdie woord wat geskrywe is van dit wat moet gebeur, wat nie gaan gebeur. It will happen. Maar binnekant is daar 'n geveg van oorlewering, wanneer ons God dien. En partykeer was dit maklik om God te dien, maar deesdae is dit nie so maklik om God te dien nie. Ons in Suid-Afrika, luister broers en susters, soveel stryd en smart en ongeregtigheid en bedrog is wat in Suid-Afrika is, kan sekerlik nie meer gebeur nie, maar een ding is seker, ons het nog 'n oop deur. Ons het nog oop vensters waar ons God gaan loof en kan eer, waar jou huis nie afgebrand word omdat jy God glo nie. Niks in die woord kan verander nie, behalwe as ons vas staan. Sal dit makliker word? Nee, ek sê nie dit gaan makliker word nie. Maar luister, dit is in die natuur van die mens om altyd terug te kyk. Want jy sien, dit wat gebeur het, jy is nog hier. 'n Misdadiger, hy kyk terug, miskien uit 'n tronksel uit en sê, waar het dit verkeerd gegaan? Verwyte, waarom het ek dit gedoen? Teleurgesteld in homself. 'n Boemelaar met ander mense se klere aan, sit en hy wonder, waar het dit verkeerd gegaan? Miskien daardie dag, toe ek dit en dit en dit gedoen het dit verkeerd gegaan. En ook in die verlede, vanmôre van u en ek, wat hier sit, ek en my vrou, terwyl ons op pad kerk toe is, toe sê my vrou, daar's geen twyfel dat in die kerkewêreld vandag, dat mense hulle eerste liefde vir God verloor het. Dink net 'n bietjie terug, vir een oomblik. Sal jy getuienisse hoor van mense wat hulle hart aan die Here gegee het, wat vir weke daardie gevoel gekry het
van God het iets vir my gedoen. En die Here het jou deurgedra, jaar na jaar na jaar, en dit het stadig maar seker 'n bietjie afgekoel. Ek sal nooit vergeet, ons het dit in Roulette, het ons 'n jeugleier gekry, hy was so vurig. Niemand kon hoër spring as hy nie. Niemand kon harder praat as hy nie. Niemand kon meer doen vir die Here as hy nie. En ek gee hom 'n geleentheid om by 'n rally waar die gemeentes by mekaar kom te preek. En daardie aand toe preek hy 'n preek wat werklik by 'n konferensie kon gepreek word. Ek sal nooit dit vergeet nie. So dit indruk gemaak op my. Hy het gepreek. Terwyl dit goed gaan met jou, gee eer aan God, sodat wanneer dit slegter gaan, ek kan sê, Here, help my deur hierdie. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar weet jy wat? Hy het toe begin dinge doen wat ek wil dit nou noem nie, want dis nie sonde nie, maar hy het betrokke geraak by dinge en minder en minder en minder en minder kerk toe gekom. En ek weet almal wil dit nie graag hoor nie. Maar jy weet waar begin 'n mens veragter in jou geestelike lewe? Want jy sekere dingetjies prys gee wat vir jou kosbaar was in jou geestelike lewe. Want daardie dinge wat reg in die begin daar was vir jou. Luister broers, dit hoort nog steeds so te wees. Dit is steeds so te wees. Amanda sit hier so vanmôre en haar pa was 'n pastoor en ek kry hierdie week 'n prentjie van al die pastore wat jare terug in die kerk was. En toe ek so deurkyk, toe sien ek haar pa. En ek stuur vir haar, sy sien of jy jou pa, daar is omtrent 200 pastore daar. Sy sê die 16de persoon, derde ry. Maar weet jy wat, haar pa se gebede en haar ma se gebede het gesorg dat sy nog steeds hier is. Sy kon lank al opgegee, maar daar's gebede wat vir jou opgegaan het, wat jou gedra tot vandag toe. Die laaste paar maande was seker vir baie mense nie maklik nie. Jy miskien voel jy het gefaal. Miskien jy voel jy het geval. En jy het nie gedoen wat jy graag wou gedoen het nie. Maar God wil hê jy moet weet, vergeet die dinge nou wat agter is. Luister broer en suster, daar het wonderlike dinge met my gebeur, en van tyd tot tyd dan praat ek daaroor. Nie om te sê hoe goed ek was nie, maar hoe groot dinge het God nie vir my gedoen nie. Want in werklikheid van die begin van my lewe af, was ek 'n paar keer al, moes ek dood gewees het. Maar elke keer het God my deurgedra. En ek het dit vir julle genoem, so 2, 3, 4 jaar terug, toe wys my God vir my 2 keer in my lewe wat niemand anders van weet. Ek was nog baie jong. Hy sê, onthou jy daai dae? Dan sê ek, ja Here, ek onthou daai dae. Hy sê, daai 2 dae wou die Here jou lewe neem. Kom by 'n funksie vir 3 dae, lektor daar gehad, baie insiggewende goed gedoen wat ons nie aan gewoond was nie, maar binne die woord van die Here. En hy praat van, hy kan jou terugvat, jy kan teruggaan reg tot wat jy, when you've been conceived, reg in die begin, wanneer jy nog in jou moeder se skoot is, dan begin jou lewe as te ware. Alles sê, hoe klein, my jongste seun, hulle het nou vir die 2de keer dat hulle gehoor, hulle gaan weer 'n babietjie hê. En ek sê, but what does it look like? I say, Dad, it's as big as a small pea. You know, you can't even see, it's soos 'n ertjie. Ek sê, okay, ek vra maar net, wat sal 'n pa nou weet? Maar God is getrou. Maar weet jy wat, God het al klaar in sy beplanning, daai ertjie, as ek dit kan noem, die holte van sy hand. Tot vanmôre waar ons hier sit,
hou hy in die holte van sy hand. En hy kom daar en hy sê, ek vat julle terug, maand vir maand vir maand vir maand, 6 maande, 7 maande, 8 maande, 9 maande, jy is nou gebore. Nou gaan jy skool toe, en hy vat ons so deur ons hele lewe. Maar toe hy kom by 7 maande, en my moeder skoot toe, druk my liggaam. En ek gaan na die tyd om, ek sê, tell me sir, this is what happened. He says, is your mother still alive? I say, yes. Daar's nie selfone gewees nie. He said, now go phone your mother and find out. En vir die eerste keer vertel my ma my. Hy sê die dokters wou jou aborteer. Hulle het nie kans gesien vir jou nie, want ek het 2 kinders voor jou verloor, met dieselfde probleem. En op 7 maande sê mevrou Vryser, ons gaan hierdie kind aborteer, want hy gaan 'n vrug wees, hy sal net vir jou smart en pyn veroorsaak. En sy sê, ek ken 'n God. Yes, hallelujah. En Here, as jy hierdie kan spaar en vir my gee, en as dit binne my vermoë sal dit vir jou werk. En sy sê, op 7 maande, dis toe ek so geskit het, en ek besef, dat die duiwel my al wegvat, op 7 maande. Maar ek sê dit, he is a liar. Hy is 'n leienaar. Steek jy hand op en sê, hy is 'n leienaar. God is waarheid. En hy dra deur. En so kan ons aangaan in ons lewe, hoe die Here ons deurgedra het. Maar die probleem is, ons sit nou in 'n plek waar ons nie is waar ons behoort te wees nie. En u weet self waar hy is in die geestelike toestand. Ek het Sondag aand baie ernstige woord gehad en sê, 'n opname van my geestelike lewe. Hoe lyk my geestelike lewe? En dis amper as ek wil voortgaan vanmôre en dit noem, hoe lyk ek nou? Daar's moontlik groot drome vir jou gedroom. Van dit's vervul, ander nie. En baie voel soos 'n mislukking. Jy voel, ek het gefaal. Jy kan nie meer aangaan soos wat jy aangaan nie. En dit is asof jy geteken is deur die vyand en jy weet nie wat kan doen nie. Maar jy sien, jy klaar jou gedagte wêreld is vasgevang in jou besluite. En om daardie besluite terug te vat na wat God van vir jou wil hê, is nie so maklik nie. Dis nie so maklik nie. Een van die moeilikste dinge, luister vanmôre wat hierdie man vir julle sê. Die moeilikste ding in 'n Pinkstergeleedere is om 'n teruggevallene terug te kom kerk toe. Baie moeilik en baie min is wat weer hulle hart aan die Here gee. Maar God stel belang vanmôre en hy vra, hoe lyk jou saak vandag? Nou, ek wil graag, as jy nie omgee nie, die wat daar was, verskoon my, maar ek het hierdie storie gehad wat ek by die konferensie gepreek het. En hierdie week toe dring dit, ek moet dit weer noem. Vir die wat dit gehoor het, luister maar weer. Want hierdie storie het 'n treffende verhaal. Want dit vertel van ons God wat groot is. In 1920 was daar 'n groot Amerikaanse wedstryd, voetbalwedstryd. Dis amper soos ons rugby, maar bietjie anders. Tussen Californië en Georgia. En dit was vir die beker genoem the Rose Bowl. Die grootste beker
wat gewen kan word in daardie spel. En 'n sekere speler met die naam van Roy Regal, hy tel 'n losbal op en hy hardloop. En net voor hy die doellyn oorduik, hulle reëls is 'n bietjie anders as ons. Toe kom sy eie speler en duik hom en keer hom, want dit sou punte vir die ander span gewees. En die mense lag. Sy eie spanmaats lag oor wat gebeur het, want Roy Regal het in die verkeerde rigting gehardloop. 180.000 mense, ware verhaal, skare lag van die groot grap van die jaar. Wat 'n vernedering. Die New York Times skrywe, Wrong Way Regal. Die Chicago Tribune skryf, The Regals Waterloo. Al die verslaggewers het halftyd gehardloop om die vernederende fout van Regals te gaan rapporteer sodat dit kan verskyn eerste Sondagoggend in die koerante. Maar daar was 'n sekere verslaggewer, 'n enkele verslaggewer wat agtergebly het. Hy was van the St. Louis Dispatch. En nadat hy die volle wedstryd gekyk het, skryf hy, luister mooi, die hoofletters, Regals, the hero of the second half. Hy het teleurgestel, man, 180.000 mense en die opponente en sy eie spanmaats. Maar Regals word die held van die tweede helfte. En na die tyd toe ontmoet hy slaggewer hom. En hy vertel van hoe dat hy nie wou uitkom vir die tweede helfte nie. En vir die afrigter gesê, I do not want to go back on the field. I'm in shame. En toe kom die afrigter en hy lees die span uit. Brown, Jones, Smith, Regal. Almal was verbaas. Hy wou nie uitgaan nie. Maar toe sê sy afrigter iets baie belangrik. Hy sê, son, you've made a big mistake. You really made a big mistake. But I need you now more than ever. I need you now more than in the first half. Remember, the game is only halfway. Go out there and give it your best. I said, Mister, you know what made me a winner? When I realized that the coach still believed in me. Hy is kind van God. Miskien dink jy vanmôre is 'n verloper en die voel is eenkant gestoot. Maar die afrigter van alle afrigters, die seun van God, hy glo nog in u vanmôre. Halleluja. Kom ons juig tot eer van die Here. He still believes in you. Ons is nog nie by die einde nie. Hoeveel keer, Pastor Henry, het ons nie uitgeroep, Jesus kom weer nie. Jy was jong toe, hoor jy dit al, ek was jong, Broer Richard, en die wat senior is, hoe lang hoor jy nie al? Jesus kom een van die dae nie. But he's coming. But it's not the end yet. And you know what God comes to as the coach saying to you, I still believe in you. Hallelujah. Here, gee ons terug ons eerste liefde.
Gee ons terug daai ywer. Miskien sit jy sê, ou pastoor, ek kan amper nie in my arm mee lig nie. Dit is seer en daar's 'n pyn. Ek kry ook baie keer pyne wat ek nie eens weet ek het plek in nie. Maar weet jy wat? God is getrou. He will carry you through. Want iemand glo in jou. Miskien glo jou familie nie meer in jou nie. Miskien glo die gemeente nie meer in jou nie. Maar as God in jou glo, dis al wat tel. Die helse magte gejubel en struikel lekker wanneer jy nie op jou plek is nie. Sê nie wat hy sal nie teruggaan nie. Maar God sê ek het jou nodig. I need you now more than ever. I need you now more than yesterday. Hallelujah. Daar is 'n groot afrigter, die leermeester, die weg, die waarheid en die lewe wat uitroep in die gees, son, forget the first half. Vergeet die dinge wat agter is, maar strek jou uit na dit wat voor lê. Go out there, give it your best, and be the hero of the second half. Ek weet wat gedagtes, ek gaande julle koester, gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Ek weet wat ek vir julle beplan en voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Hoeveel verslaggewers het daardie dag nie gehardloop om net die nuus uit te kry van die tragiese ding wat hy gedoen het nie, maar min het hulle geweet. Die woord sê, moenie bang wees nie, jy sal nie meer in die skande kom nie. Moenie so verleë daar staan nie. Jy sal nie verneder word. Jy sal die skande van jou jong dae vergeet. En nie meer dink hoe jy verneder is toe jy weduwee was nie. Hy wat jou gemaak het is jou man. Sy naam is die Here, die Almagtige. Die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy word die God van die hele wêreld genoem. Halleluja. There's nobody like God. Hy is so wonderlike God. Niemand kan in hierdie plek opstaan vir een oomblik. Amper as 'n uitdaging en sê, God het my op daardie dag teleurgestel nie. Ja, ons voel soms so. Maar in alle omstandighede, as jy gaan terugkyk, was God daar saam met jou en jou deurgedra. Kind van God, moenie so verleë daar staan, hy sê die woord. Die Here sê, come on son, come on daughter, go out there and give it your best. Become the hero of the second half. Wie glo dit vanmôre? Kom ons staan vir 'n oomblik. Steek ons hande op en ons sê dankie aan die Here. Net daar we sê dankie aan die Here. Halleluja. Thank you Jesus, thank you Jesus. Here, ek bid vir elke man en vrou in hierdie plek vanmôre. Van voor tot agter, van links na regs, oud en jonk, elke een die uitgelaat nie. Dat hulle sal weet dat U stel belang in hulle. Here, gee weer terug daai eerste liefde wat so kosbaar is, Here. Here, meer van U kant kan U nie doen nie, maar Here, help ons, Here, om nader te kruip na U, Here. Ek vra dit in Jesus naam, maak elkeen toe
met u kosbare bloed, beskerm elkeen, selfs die wat deur dood en omstandighede en gevaar gedreig word deur die vyand. Dit bestraf ons in die naam van Jesus. En ons gee vir die al die eer, die lof en die aanbidding. Kom ons gee vir hom 'n wonderlike handeklap vanmôre. Al die eer aan die Here. Halleluja. Kom ons hou vir so 'n paar oomblikke aan. Sê dankie Here. U is so getrou. Prys die naam van die Here. Halleluja.